Welkom terug. Slegs 3 uit 10 leerlinge in graad 1 tot graad 3 se leesvermoëns voldoen aan die vereiste pyl. Dit terwyl tot 'n kwart van graad 3 leerlinge in sommige taalgroepe nie 'n enkele woord kan lees nie. Dis volgens navorsing van die Funda Uphumelele nasionale opname van die Departement van Basiese Onderwys. Waar laat dit geletterdheid in ons land? Ek gesels nou met die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie, Paul Sauer. Paul, baie welkom. Ek dink die groot vraag is, hoe bekommerd moet 'n mens wees en wat is sommige van die vernaamste redes waarom geletterdheid in Suid-Afrika in hierdie toestand is? Goeiemôre Elsa en goeiemôre aan die kykers. Eerstens, in konteks te plaas is hierdie 'n bevestiging van die PILS-uitslae wat ons al reeds weet. So dit is 'n sistematiese hantering of 'n sisteemprobleem wat ons nou al redelik lank oor van, bewus is van en waar lê dan die probleem? Ek dink die huidige minister en die huidige administrasie fokus sterk nou veral op grondslagfase en vroeë kinderontwikkeling, wat vir ons natuurlik die grondslag is waar dit alles moet begin om die fondasie en die fundament reg te kry vorentoe. Die vernaamste redes hiervoor is natuurlik dat in ons grondslagfase is moedertaalonderrig redelik wel nie redelik, dit is verpligtend, maar dan die vlak van daai moedertaalonderrig maak dit dan moeilik vir die omskakeling van graad 3 na graad 4 toe. So ons het nie meer 'n homogene huisomgewing nie. Hardop lees is nie meer deel van ons daaglikse aktiwiteite nie. Binnekant die huisopset het ons verskillende tale wat gepraat word en natuurlik ook die hele fokus dat kinders nie meer by boeke uitkom om te lees nie, is natuurlik 'n groot bydraende faktor hiernaartoe. So hoe vergelyk die jongste beskikbare inligting met vorige jare? Ja, hierdie navorsingsstuk is nou gedoen. En soos wat ek reeds gesê het, dit het 'n goeie tendens ook by die internasionale een rondom die PIRS 2021 verslag. En ek dink dit is dit bevestig net dit wat ons al reeds geweet het. So ek dink daar's nie vordering nie. Klein vordering het die PILS vir ons getoon, maar nie genoegsame vordering nie. En dit lig maar net weer eens dat ons die fokus moet verskerp op daai spesifieke groepering van leerders. Paul, doen die Departement van Basiese Onderwys genoeg om hierdie probleem te takel? Kyk, Elsa, ons die nuwe fokus wat die Departement van Basiese Onderwys tans het en die laaste 18 maande het om te sê, hoor hierso, om ons matriek deurvloeisyfer te verbeter, moet ons begin by die fundamentele. En daarom is die fokus nou op grondslagfase. Die feit dat graad R nou deel van die Suid-Afrikaanse onderwyswysigingswet is en nog nie volledig geïmplementeerbaar is nie, is goeie geleide. Die ander goeie geleide is dat die vroeë kinderontwikkeling van 0 tot 4 jaar is dan nou geskuif van die sosiale departement en maatskaplike dienste toe na die Departement van Basiese Onderwys, en dit gee so 'n bietjie meer rigting en impetus na wat ons kan verwag in die toekoms. Maar dit is nie 'n vinnige omdraaislag nie. Ek dink ons weet almal hoe vroeër terug ons gaan, hoe langer vat dit om die deurvloei na te gaan kyk. Ek hoop net dat ons hierdie ene kan raakvat hierdie keer en dat ons die goeie uitslae oor 5, 6, 10 jaar kan sien. Hoe belangrik is onderwysers se rol in die ontwikkeling van leesvaardighede? Ek dink twee goed wat ons moet na gaan kyk. Veral met die kleintjies. Ek dink ons onderskat gewoonlik en ons praat baie oor hoe dat kunsmatige intelligensie die onderwys moontlik kan oorvat, veral in die latere grade. Maar dit is ongelooflik belangrik, daai juffrou in die grondslagfase wat die geduld het, wat die vermoë het, wat kan regtig waar onderskei om binnekant daai 3 jaar of selfs van graad R af seker te maak dat die kind se grondslag reg is,
om daai ou gesegde uitdrukking te gebruik oor en oor te doen tot ons dit reg kry. En ek dink regtig waar dit kan nie, ons kan dit nie onderspeel nie. Ook daarom is daar natuurlik 'n groot fokus op grondslagfase onderwyseropleiding huidiglik, veral vir die graad R wat nou begin inbeweeg. Jy weet, en ek dink jy sonder 'n baie belangrike punt uit, want ek dink aan my graad 1 onderwyseres en ek is baie lief daarvoor om dit gereeld te noem, maar ek meen dit was so belangrik geweest wanneer dit kom by iets soos leesvaardighede. Ek het nou sommer besluit om dit vir 'n lewe te doen, maar nietemin, ek dink is baie belangrik. Goed, die navorsing wys ook onder meer dat slegs 26% van leerdlinge met Afrikaans as huistaal in graad 3 op die nodige standaard kan lees en skryf. Jy meen jy is nie verbaas nie, waarom sê jy so? Ons het so 'n bietjie minder as 'n minuut oor. Also dood eenvoudig. Ek dink in terme van die akademiese taal binnekant graad 1, 2 en 3, dit beteken nie ons leerders is ongeletterd nie. Ons het by die Engelse groepering 30%, by van ons Afrika tale 'n baie laer persentasie. En daarom sê ek ook net, ek dink is belangrik dat ons besef, daar's 'n verskil tussen moedertaal en of huistaal, wat dan eintlik vir ons 'n akademiese taal is en moedertaal wat in ons daaglikse spreektaal gebruik word. Die hantering hiervan is dood eenvoudig net ouer gemeenskappe en skoolgemeenskappe moet seker maak dat ons hardop lees, beter lees, vorentoe gaan, verder gaan om daai aspekte kan hanteer. Paul, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Nou ja, goeie slaap is baie belangrik vir elkeen van ons om te kan oorleef, iets wat die meeste van ons gereeld onderskat. Ons deel net hierna onder meer 'n paar wenke vir beter slaapgewoontes. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning.